Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag 19 Oktober 2025. Vandag se erediens soos altyd waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees uit Efesiërs 4 en die tema dien mekaar met jou gawes tot uitbouing van die kerk. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 33, daarvan verse 1 en 11. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is verhef die Heer. Dit pas opreg is God te lowe en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesange stem van sterk verlange om die Heer te dank, by die smeltend skone harp en sietertone, liefde en lof verklank. Psalm 33 vers 1 en 11 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat.
maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord daarop, terwyl ons so sit, deur saam te sing uit Psalm 38, daarvan verse 1 en 17, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wil U ons in hierdie lewe nie begewe en wees nie ver van ons gebed. Ja, hoor die roepstem van 'n leider. Ja, Here, want U is die een wat ons altyd red. Here, hierdie woorde gee vir ons soveel vertroosting, soveel gemoedsrus, dat ons mag weet, al is ons sondig, al is ons van nature geneig om U en ons naaste te haat, dat ons steeds tot U kan nader, want U is ons Vader wat ons eerste lief gehad het. U maak steeds bemoeienis met ons. U sal ons nie laat vaar nie. Daarom vra ons ook, Here, as ons nou hier so by mekaar is, saamgebind in een geloof in U alleen, dat U met ons sal wees, dat U ons sal lei deur U Gees, dat ons waarlik ook sal hoor wat U vir ons sê in U woord, dat ons lewens daarvolgens sal inrig, en in alles wat ons doen, U eer sal soek. Here, daarom vra ons ook dat U vir ons wysheid sal gee. Wysheid om te weet
hoe U wil dat ons moet lewe. En daarom vra ons, o Here, lei ons deur die Gees, sodat ons ook weet watter keuses om te maak, hoe ons moet optree, om soos U kinders te lewe. Here, want daardeur kan ons 'n lig vir die wêreld wees, 'n soutende sout wat ander dors maak vir die evangelie. Maar as daardie oomblik ook aanbreek, as U iemand op ons pad bring waar ons U woord kan verkondig, lei ons dan ook so dat ons dit in waarheid sal doen. Here, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam met Psalm 8, daarvan verse 1, 3 en 4. Luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Efesiërs 4. Efesiërs 4 vanaf vers 1 tot 16. Verwys in die preek ook daarna, maar jy kan gerus ook 1 Korintiërs 12 en Romeine 12 saam met hierdie gedeelte ook lees, waar dit gaan oor die gawes wat die Here ook aan elkeen van ons gee. Hier in Efesiërs is die fokus dan spesifiek oor die groei van die kerk. Kom ons luister daarna. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar's net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar's net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik die aarde toe.
Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens, en dit vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Ons sal na hierdie hele gedeelte op fokus in die prediking. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Wie of wat is die kerk van die Here? Is dit dalk hierdie gebou waarin ons by mekaar kom? Of is dit dalk hierdie terrein van ons? Nee, die kerk van die Here is beslis nie 'n gebou of 'n plek nie. Maar wat is dit dan? Kyk rondom jou. Wat sien jy? Mans, vrouens, kinders, medegelowiges. Dit is die kerk van die Here. Ons wat glo dat Jesus Christus die Seun van God is die kerk van die Here. Maar nou is daar twee maniere waarop ons die kerk van Jesus kan sien. En ek het hierdie beeld nou al baie gebruik in preke, in Bybelstudie en in gesprekke. Maar ek gaan weer eens daarna verwys. Die eerste manier is dat die kerk soos 'n passasiersskip is. Die lidmate is die passasiers en die ouderlinge en die diakens en predikant is die bemanningslede. Die bemanningslede moet dan sorg dat die lidmate goed versorg en bedien word en dat almal veilig by hul bestemming uitkom. Maar die tweede manier waarop ons die kerk kan sien is dat dit soos 'n oorlogskip is. Alle lidmate is bemanningslede. En elke lidmaat het as bemanningslid 'n spesifieke werk wat hy of sy op hierdie oorlogskip moet doen. Die ouderlinge en die diakens en predikant is daar om die lidmate toe te rus vir hulle werk en om te sorg dat alles op die skip dan glad verloop. Maar baie lidmate sien die kerk as 'n passasiersskip. Dalk nie doelbewus nie, maar uit hulle optrede is dit duidelik dat hulle in die kerk is om slegs versorg en bedien te word. Efesiërs 4, wat ons vanoggend gelees het, leer ons egter dat Christus se kerk eerder soos 'n oorlogskip is. En as bemanningslede moet ons as 'n eenheid saamwerk. En elkeen van ons moet op God se oorlogskip veg vir sy koninkryk. Ja, in die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs verduidelik Paulus aan ons wie ons is. En wie is ons? Ons is kinders van God wat deur hom uitverkies is. Ons is gelowiges wat God se doel moet uitleef. En dan is ons ook 'n eenheid. Alle gelowiges is deel van die kerk van ons Here Jesus Christus. In die laaste helfte van sy brief gaan Paulus nou verder. Paulus verduidelik hoe ons as verloste mense prakties moet lewe. Ja, ons almal weet dat praat makliker is as om te doen. Maar vir die gelowige mag dit egter nie net by praat bly nie. Jou geloof moet klop met jou lewe. En Hoofstuk 4 vers 1 sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Die beginsel is baie duidelik. As jy glo dat God jou geroep het om sy kind te wees, dan moet jou leefwyse daardie geloof bevestig.
'n deel van daardie leefwyse is dat ons as kerk as 'n eenheid moet funksioneer. In verse 4 tot 6 gee vir ons die redes waarom daar eenheid onder ons moet wees. Ons lees, daar's net een liggaam en net een gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar's net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Eenvoudig gestel. God is een. Dit wat hy doen is een. En daarom moet ons ook as 'n eenheid funksioneer. Maar ons moet ook as 'n kerk, as 'n eenheid groei. Ons kan egter net groei of die liggaam opbou as ons gawes gebruik. Vers 7 sê dat Jesus deur die Heilige Gees aan elkeen van ons genadegawes gegee het. Ja, die letterlike betekenis van die woord charisma, die woord wat met gawes vertaal word, beteken genadegawe. Dit is iets wat 'n mens uit genade ontvang. Dis 'n geskenk wat 'n mens nie verdien nie en waarvoor jy niks gedoen het nie. Jy kry dit. Ja, gawe is 'n buitengewone vermoë wat 'n gelowige van die Heilige Gees ontvang. Dit is 'n vermoë toegespits op 'n bepaalde terrein van diens wat jou in staat stel om uitsonderlike diens te lewer. Beteken dat die Gees aan 'n betrokke gelowige 'n spesiale vermoë gee, met 'n spesiale verantwoordelikheid om die Here te dien. Hierdie vermoë is buitengewoon. Dis iets wat alle ander gelowiges nie noodwendig het nie. En gawes is nie maar net 'n blote talent waarvan gepraat word nie. Alle mense, ook heidene, het talente. Net gelowiges ontvang egter gawes. En die gawes is besonder. Ja, natuurlik. En meestal so stem die gelowige se gawe ooreen met sy natuurlike talente. Maar die Here gebruik die natuurlike talente en omskep dit in gawes. Kom ons probeer dit eenvoudig saamvat. 'n Gawe is 'n vermoë wat elke gelowige ontvang om 'n bepaalde diens vir die Here te verrig. Ja, buiten al die ander dinge wat die geloofslewe wat ons daarin ontvang ons ook 'n spesifieke gawe om 'n spesifieke taak te verrig. In 1 Korintiërs 12 en Romeine 12 word daar 'n paar gawes genoem wat Jesus deur die Heilige Gees aan gelowiges gee. En sulke gawes is byvoorbeeld die gawe om te dien, die gawe om ander te leer, die gawe om ander te bemoedig en die gawe om te gee. Ja, die Nuwe Testament leer ons dat die Heilige Gees baie verskillende gawes aan gelowiges gee om die kerk as 'n eenheid te laat groei. Paulus gebruik dan die beeld van 'n liggaam om ons te verduidelik dat elke gelowige hulle gawes moet gebruik. Ja, soos wat 'n liggaam 'n eenheid is wat bestaan uit verskillende ledemate, so is die kerk 'n eenheid wat bestaan uit verskillende gelowiges met verskillende gawes. En wanneer hulle gawes saam gebruik, groei die hele liggaam saam as 'n eenheid. Ja, vir gelowiges om te weet hoe hulle gawes moet gebruik, is dit belangrik dat hulle toegerus word. En dit is wat vers 12 vir ons wil duidelik maak. Deur die gawes van apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, het die Heilige Gees die gemeente van Efese toegerus. Die gawes van apostels en profete kom nie vandag meer voor nie. Want die apostels was ooggetuies van Jesus. En profete het in die tyd van die Ou Testament spesiale openbaringe van God gekry. Maar die gawes van evangeliste, herders en leraars kom vandag nog voor in die ampte van predikant, ouderling en diaken. En deur hierdie ampte wil God vandag nog gelowiges toerus om hulle gawes in sy kerk te gebruik. En hoe word gelowiges dan in ons gemeente toegerus vir hulle diens in die liggaam van Christus? Eredienste is die vernaamste deel van toerusting.
Maar daar is ook nog katekisasie, Bybelstudie en huisbesoeke. Maar is egter nie die taak van die predikant en ouderling en diakens om alles in die gemeente te doen nie. Dis ook nie dieselfde groepie lidmate wat alles moet doen en bywoon nie. Elke lidmaat moet sy of haar gawes laat werk. En dit is dan ook presies dit wat gebeur het in die gemeente in Jerusalem, waarvan ons in Handelinge 6 lees, waar die eerste diakens verkies is. Daar het 'n probleem ontstaan waar die Grieks sprekende weduwees gevoel het dat die Hebreëus sprekende weduwees voorgetrek word met die uitdeel van geld en kos. En dit was 'n groot probleem vir die apostels, want hulle aandag en tyd is hierdeur in beslag geneem. En hoe groter die gemeente geword het, hoe erger het dit geword. Maar gelei deur die Heilige Gees van die gemeente 'n oplossing, naamlik kry ander mense wat hierdie sake kan hanteer en sodoende die apostels se hande losmaak, sodat hulle kan toewy aan gebed en die bediening van die woord. 'n Nuwe ambt word tot stand geroep om die probleem te bestry. 7 manne word gekies as diakens. Ja, meer mense begin bedien. Elkeen het sy eie taak. Die hele vrag rus nie meer op die apostels se skouers nie. Die apostels spesialiseer slegs in die woordbediening. En dit beteken nie dat die apostels belangriker is as die ander, of dat hulle taak belangriker is nie. Almal is gelyk. Maar almal het nie dieselfde taak nie. En die bediening waardeur die kerk primêr opgebou en uitgebou word, sal en was nog altyd woordbediening. Maar opvallend is dat slegs 7 manne gekies word. Dis 'n baie klein getal vir 'n gemeente van tussen 5 en 10.000 lidmate. Hulle word aangestel oor die bediening van die tafels en koinonia, dit wil sê die samehorigheid in die gemeente. Met ander woorde, hulle moet dit bestuur. Die 7 moenie al die werk doen nie. Dit sou immers onmoontlik wees in so 'n groot gemeente. Nee, hulle moet dit bestuur, die dienswerk koördineer. Hulle moet die lidmate integreer in die diens. Hulle moet die beoefening van die gemeenskap van die heiliges dirigeer. Nie alles self doen nie. En dis 'n goeie les vir ons vandag. Ons dink baie gou dat meer amptdraers nodig is. Daar's soveel werk om te doen. Maar as ons dink aan die situasie in Jerusalem, 7 diakens vir tussen 5 en 10.000 lidmate, dan besef ons dat amptdraers nie al die werk moet doen nie. Amptdraers moet uitkyk na die gawes onder die lidmate. Hulle moet die lidmate stimuleer en hulle toerus tot dienswerk. Broers en susters, kan julle sien? Die Here roep spesifieke mense, maar die Here roep ook almal. Dit klink amper soos 'n weerspreking. Tog is dit nie. Eerstens roep God sekere mense om 'n spesifieke werk in die kerk te verrig. En so roep hy predikante, ouderlinge en diakens, wat elkeen in sy ampt met 'n spesifieke opdrag en taak te maak het. Maar die Here roep ook almal tot dienswerk. Elke lidmaat. Die fasette van bediening in die Here se kerk is so omvangryk dat daar baie hande nodig is. Lidmate vol van geloof en vervul deur die Gees wat hul gawes aanwend tot eer van die Here. Dit is die ruggraat van 'n groeiende gemeente. Ja, en dit is opmerklik dat Paulus in die gedeelte wat ons gelees het in vers 7 praat van elkeen. Aan elkeen van ons afsonderlik is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Ja, in ons gemeente is daar baie lidmate wat onaktief is. Sodanige mense is onder die indruk dat hulle nie nodig is nie
en ook niks te maak het met die res van die gelowiges nie. Wie so dink is besig om die gawes van die Gees onaktief te maak. Of die gawes word ontken, of dit word eenvoudig net nie gebruik nie. Soos ou speelgoed onder in 'n speelgoedkas. Die Here gee so baie gawes in hierdie gemeente. Daar's ook baie lidmate wat die gawes gebruik, dit kan ons ook sien. Daar's egter soveel ongebruikte gawes en soveel gawes wat aan die kwyn is, soos 'n vuur wat besig is om dood te gaan. Dink net watter geweldige uitwerking dit sal hê as elkeen in hierdie gemeente die genadegawe wat hy of sy ontvang het, voluit gebruik. Broers en susters, Jesus Christus het ons duur gekoop met sy bloed. Hy met sy lyding en bittere kruisdood vir al ons sonde betaal, sodat ons kinders van God kan wees. En omdat ons kinders van God is, behoort ons ook nou aan sy kerk. Hier by die kerk bou en versterk hy ons geloof deur die verkondiging van die evangelie en deur die sakramente. En deur die Heilige Gees gee aan elkeen van ons genadegawes om te werk aan die opbou en uitbou van die liggaam van Christus. Ja, deur die kerk die liggaam van Christus te noem, wys Paulus ons daarop dat ons nie die Here elkeen op sy eie kan dien nie. Baie keer hoor ons mense sê, ek het nie nodig om 'n lidmaat van 'n kerk te wees nie. Ek kan die Here by my huis ook dien. Maar so 'n siening is verkeerd. God wil hê dat gelowiges vir mekaar moet sorg. Dis sy wil om ons genadegawes tot die voordeel van mekaar en tot die uitbreiding van sy kerk te gebruik. Ons elkeen het 'n verantwoordelikheid in die liggaam van Christus. Kerk is nie 'n passasiersskip nie. Die kerk van die Here is soos 'n oorlogskip. En as elkeen nie sy gawes aanwend tot diens van die ander bemanningslede nie, dan gaan die skip sink. Nee, kom ons gebruik dus die genadegawes wat God ons gee. Vir elke lidmaat gee die Heilige Gees genadegawes, of dit nou die gawe van administrasie, van voorbidding, van lering, van gee, van bemoediging is. Elkeen van ons het 'n genadegawe wat ons in die liggaam van Christus moet gebruik. En so sal die liggaam in liefde groei. Deur die liefde na te streef, soek ons nie ons eie belang nie, maar ook die belang van 'n ander. Deur die liefde is ons bereid om al ons gawes te gebruik tot die opbou van die liggaam van Christus. Broers en susters, Efesiërs 4 leer ons belangrike beginsels oor die funksionering van die gemeente. Kom ons vra onsself die vraag af oor watter soort skip Brakpan is. Is ons 'n passasiersskip of 'n oorlogskip? Ek is van harte oortuig dat ons 'n oorlogskip is. Maar ongelukkig is daar op hierdie oorlogskip nog heelwat passasiers. Is jy 'n passasier wat net bedien wil word? Of is jy 'n soldaat vir Christus wat dien? Broer en suster, elkeen van ons het tydens ons belydenis van geloof beloof dat ons gawes in diens van die gemeente sal aanwend. Gaan nou en doen dit. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, eerstens wil ons U dank. Dank dat U in die liefderyke genade vir ons ook nog elkeen besondere gawes gegee het. En dat ons hierdie gawes kan aanwend in diens van U koninkryk. Maar Here, daar is soveel werk om te doen. Soveel gawes wat nog ontgin moet word.
wat begin gebruik moet word, sodat hierdie gemeente ook sal groei. Ja, Here, dat ons nie stagnant raak en maar bly waar ons is nie. Nee, dat ons sal bly groei, meer en meer. Dat ons volwasse sal raak in die geloof. Maar Here, die enigste manier hoe ons dit kan doen, as U ons te hulp kom. Dat U vir elkeen van ons ook ons gawes uitwys, maar dan ook die begeerte, die lus gee, om daardie gawe aan te wend, hier in hierdie klein deeltjie van U koninkryk. Laat ons mekaar bystaan. Laat ons mekaar aanvul waar dit nodig is. Ja, Here, ons hoef nie predikant, ouderling of diaken te wees om diensbaar te wees in U koninkryk nie. U roep elkeen van ons op. Maak daarom ons hande sterk en gee vir ons gewilligheid om diensbaar te wees. En om alles wat ons doen, alles wat ons aanpak, tot U eer te doen. Here, laat U Gees kragtig in ons gemeente werk, dat ons aanhou sal groei, sal volhard in die geloof, totdat U seën weer op die wolke verskyn. Here, ons bid dit nie omdat ons iets daarvan verdien nie, alleen maar uit genade, in die naam van U seën ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 89, daarvan verse 1 en 6. Tref je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Vriends, goeiemôre broers en susters. Net die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Vandag Marga van den Heever, môre haar dogter Margret van den Heever en ook Ronel Oosthuizen. 21ste Jenny Prinsloo, Neno Pitser. 23ste Wimpie Rudolf, Elzette Blanche en die 25ste Johanna Hendrik Nel. So baie geluk aan die verjaarsdag. Mag die Here hier ryklik seën en nog baie vreugdevolle jare verskaf. Baie geluk. Daar's katekisasie vandag, ook afsluiting volgende week. Die groot afsluiting, hou daardie dag en maak 'n nota vir daardie dag, die 29ste November. Dan sit ook ons jaarlikse potjiekos kompetisie. Ons het sover nog net 2 potte. So eerste en tweede plek is daar. So asseblief, ons wil 'n bietjie groter verskeidenheid hê. Daar's geen inskrywingsgelde nie. Hier kom net en maak 'n pot. Kom geniet net die dag gesellig saam met ons. Al wil jy dit nie inskryf nie, kom maak net 'n pot en kom geniet die dag saam met ons. Veral ons jeug. Soos ek verstaan gaan daar 'n waterwurm wees en dan ook, weet nie wat noem hulle dit nie, hierdie spons speelgoed vir ons heel kleintjies. Dit gaan ook hier wees, so asseblief kom saam, geniet die dag saam met ons. Daar is daarom nog tyd om beplanning te doen vir julle potte tot die 29ste November. Ons sien uit om julle te ontvang. Dan is daar nie volgende Bybelstudie nie. Klink my die meer as 80% van die Bybelstudiegroep is vandag nie hier nie of besig of gaan nou iewers besig raak. So ons skuif dit net na volgende Sondag toe. Dan gaan ons aan met Konings. Ons trek dan by die skering van die ryk. So dis dan vir volgende Sondag Bybelstudie oor Konings. Die Dinsdaggroep het intussen ook ingeskakel by die Sondaggroep. So daar sal dan ook Dinsdag nie Bybelstudie wees nie. Ons sal wel laat weet, ons gaan probeer 1 keer 'n maand nog steeds Magnolias hê. Ons sal die datums vir julle deurgee waar ons net gesellig saam dan kan kuier. En dan die matriekpakkies. Baie sterkte vir al ons matrieks. Ek dink ons het 8 matrieks wat begin het al met eksamens. Daar is vir julle pakkies om julle so 'n bietjie energie te gee en die belangrikste vrae te highlight en so aan. So daar in die kombuis, kry asseblief vir julle, dis vir al die matrieks, wat begin het met eksamen, kry vir julle 'n pakkie daar, en baie sterkte, en ook dit, doen ons tot eer van die Here, ons eksamen voorbereiding. Baie sterkte, lekker week.